Vandag se skrifgedeelte vind ons opgeteken in Jona 1 vers 1 tot 3 en kom luister aandagtig na die gedagte. Jona 1 vers 1 en 2. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Vers 3. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug, want die aangesig van die Here al weg, en het na Jaffa afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van die Here al weg. Maar Jona het hom klaar gemaak en gereed gemaak om te vlug voor die aangesig van God. Nadat die Here 'n groot opdrag gegee het om sy woord te bedien, het hy dit verontagsaam. Jona het klaar besluit om 'n kaartjie vir die skip te koop en te vlug. Die Here het hom nodig gehad, want hulle boosheid het voor die aangesig van God opgegaan. Jona 1 vers 4. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Ons moet weet wanneer ons 'n opdrag kry, moet ons weet daar gaan nagevolge wees. Die Here praat 1 tot 2 keer met ons om te kyk of ons luister, maar ons moet weet dat die Here sy opdrag wil deurvoer, en ons sal die prys betaal as ons nie luister en wegvlug. Jona 1 vers 5. Toe word die seeliede bang, en het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi om hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste deel van die skip afgeklim, en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. En Jona het gedink, as hy na die onderste dek gaan om te vlug, maak hy die grootste fout van sy lewe. Ons kan nie gaan net waar ons wil nie. Ons kan nie wegkruip vir God nie. Ons is nie onsigbaar voor hom nie. Ons is oop en bloot voor die aangesig van die Here. Jona 1 vers 6. Daarop kom die skepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: Wat makeer jou dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Jona 1 vers 9 tot 10. En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Wanneer ons tot ons sinne kom en ons in 'n hoek gedruk word, dan wil ons erken dat daar 'n God in die hemel is. Vers 10. Toe word die manne baie bang en sê vir hom: Wat het jy gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Jona 1 vers 14 tot 17. Toe roep hulle tot die Here en sê: Ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U Here het gedoen na U welbehae. Vers 15. En hulle het Jona geneem om in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Vers 16. Toe die manne die Here gevrees en met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. Vers 17. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. In hierdie gedeelte kan ons die grootheid van God sien. Deur die storms wat in ons lewens is, moet ons dit oorboord gooi in die dieptes van die see. As ons storms oorboord gooi, sal die storms in ons lewe stil raak. Jona 2 vers 1 tot 2. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis.
en gesê: Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. Jona 3 vers 1 tot 2. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê: Maak jou klaar, gaan na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Die Here het die tweede maal na hom gekom en toe was Jona gehoorsaam en het geluister. So kry ons ook 'n tweede kans wat die Here ons gee omdat hy ons so liefhet. Jona 3 vers 10. En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde werk. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen en hy het dit nie gedoen nie. Hebreërs 2 vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam, wat nadat eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Lukas 21 vers 35. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens sal staan. Vader, ons kyk na hierdie skrifgedeelte in Jona, waar Jona gevlug het, Here, waar hy geweet het die taak wat hy hom gegee het om te gaan doen, om te verrig, Here, het hy nie gaan doen nie, om siele tot bekering te kan bring en 'n stad te red. Here, daarom kom ons vandag na U toe en ons vra U, help ons, Here, wat ons die werk sal doen wat U vir ons het en dat ons gehoorsaam sal wees tot uitbreiding van U koninkryk in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan met die geloof dat God in jou lewe werk.